Genesis, hoofstuk 43. En die hongersnood in Kanaan het erger geword. Die koring wat Jakob se seuns uit Egipte gebring het, het opgeraak. Daarop sê Jakob vir hulle, julle moet weer vir ons gaan kos koop in Egipte. En Juda sê, daardie man het gesê, as julle broer nie saam met julle kom nie, sal julle my nie weer sien nie. Stuur vir Benjamin saam met ons, dan kan ons afgaan en gaan kos koop. Maar ons sal nie gaan kos koop as pa nie vir Benjamin saamstuur nie, want hy het regtig gesê, sonder julle broer by julle, sal julle nie weer my gesig sien nie. Israel sê toe, hoekom doen julle dit aan my? Vir wat het julle hom vertel dat julle nog 'n broer by die huis het? Toe antwoord hulle, wel, hy het oor ons en ons familie uitgevra. Leef julle pa nog? Is daar nog 'n broer by die huis? Ons het net sy vrae beantwoord. Hoe moes ons nou geweet het dat hy sou sê, julle moet julle broer na my toe bring? Daarop sê Juda vir sy pa, as pa die seun saam met my stuur, kan ons gereed maak en nou vertrek na Egipte. Indien ons langer aarzel, sal pa, ons en ons kinders sterf en nie meer leef nie. Kyk, ek sal verantwoordelikheid neem vir hom. Indien ek hom nie veilig terugbring na pa toe nie, sal ek die skuld daarvoor dra. Kyk, ons het werklik nou lank genoeg getalm. Ons kan nou al 2 keer terug gewees het vandaar. Toe antwoord Israel, as dit nie anders kan nie, dan moet dit maar so wees. Maar vat vir die man 'n geskenk uit die beste wat die land oplewer, 'n bietjie heuning, gom, speserye, neute en amandels. Julle moet ook die geld wat bo in julle sakke was, asook ekstra geld saam met julle neem. Iemand het dalk 'n fout gemaak. Maak gereed, vat vir Benjamin saam met julle en gaan terug na die man. En mag die almagtige God die man goedgesind maak teenoor julle en vir Simeon en Benjamin saam met julle laat terugkom. Wat my betref, as ek sonder kinders moet wees, moet ek maar sonder kinders wees. Daarop het Jakob se seuns die geskenk gereed gemaak. Hulle het ook ekstra geld saamgeneem. Toe alles gereed was, het hulle Benjamin gevat, na Egipte vertrek en by Josef aangemeld. Josef het vir Benjamin by sy ander broers gesien. Daarop sê hy vir die man in beheer van sy huishouding, jy moet hierdie manne na my huis toe neem, slag klein vee en berei 'n ete voor, want hulle moet vandag by my eet. Die man het Josef se bevele uitgevoer en sy broers na sy huis geneem. Josef se broers het groot geskrik toe hulle sien waarheen hulle geneem word. Daarop sê hulle vir mekaar, dit is oor daardie geld wat in ons sakke was dat ons hierheen gebring word. Kyk, hulle wil ons oorrompel, ons donkies van ons afneem en van ons slawe maak. Hulle het na die man in beheer van Josef se huishouding gegaan en met hom gepraat by die ingang van die huis. Kyk my heer, verlede keer het ons ook hierheen afgekom om kos te koop. Maar toe ons by die herberg kom en ons sakke oopmaak om vir die donkies voer te gee, was elkeen se geld bo in sy sak, die bedrag wat ons betaal het vir die koring. Kyk, hier is dit, ons het dit teruggebring. Hier is ook nog geld om weer koring te koop. Ons kan nie verduidelik hoe die geld weer in ons sakke beland het nie. Hy antwoord toe, wees gerus, die geld wat julle moes betaal het by my uitgekom. Moontlik het julle God, die God van julle pa, vir julle die geld in julle sakke gesit. Hy het Simeon laat haal en na hulle toe gebring. Die man in beheer van Josef se huishouding het hulle binne in die huis gebring. Nadat hy vir hulle water gegee het om hulle voete te was, het hy ook gesorg dat hulle donkies voer kry. Daar is aan hulle meegedeel dat hulle die middag saam met Josef sou eet. Hulle het ook die geskenk wat hulle van Kanaan af saamgebring het, gereed gekry. Teen die middag het Josef by die huis aangekom. Hulle het diep voor hom gebuig en die geskenk aan hom oorhandig. Josef het aan hulle gevra hoe dit gaan. Hy het ook gevra, hoe gaan dit nog met julle pa van wie julle my vertel het? Is hy nog lewend en gesond? Hulle het geantwoord, ons pa is nog lewend en gesond. Dit gaan baie goed met hom. Weer het hulle uit eerbied voor hom gebuig. Josef het sy eie broer Benjamin, die jongste seun van sy ma, raak gesien en gevra, is hierdie julle jongste broer? Julle het my van hom vertel. Hy sê toe vir Benjamin, my seun, mag God met jou wees en jou genade bewys. Josef was baie naby aan huil toe hy sy broer sien. Hy het vinnig die vertrek verlaat en in sy slaapkamer gaan huil. Toe hy klaar gehuil het, het hy sy gesig gewas, sy emosies onder beheer gekry en weer teruggegaan na sy broers. Toe beveel hy,
bring die kos nader. Hulle is almal afsonderlik bedien. Josef het op sy eie gesit. Sy broers het op hulle eie gesit en die Egiptenare wat aan sy huis geëet het, het op hulle eie gesit. Vir die Egiptenare was dit walglik om saam met die Hebreërs te eet. Sy broers is plek aangewys volgens ouderdom. Hulle het gesit vanaf die oudste tot die jongste. Dit is sy broers baie verbaas. Vir elkeen van hulle is daar 'n porsie uitgedeel van wat op Josef se tafel was, maar Benjamin se porsie was 5 keer so groot as die van sy broers. Toe het hulle saam met Josef geëet en gedrink en vrolik gewees.